Weet ek is by jou. Helemaal. Geen om wat hulle dink nie. Is in elk geval weer hulle houding wat ons so skelms mekaar hier in Tom se woonstel moet ontmoet. Hoe lang gaan dit nog so aan? Tot jy 21 is? Wat verwag jy moet ek doen? Jy weet hulle kan jou nie voor hulle oë verdra nie en ek is lief vir jou. Ek wonder wat Aunt Elsa sal dink. Jy houdt aan Elsa. Mina, is meneer Versie al hier? Nee, juffrou. Juffrou lyk aan vir my net so mooi soos hy koningin Esther as juffrou die trappies so afgestap kom. Juffrou Becker, die klippie. Klippie? Die diamond. Gaan haal dit asseblief gou. En dan vandag weer terug van bank toe. Goedemiddag, mevrouw Becker. Meneer Versie. Soos ek beloof het, net so 'n klein probleempie met die linkerhand en ek teken my naam. Heerlike tyding. Nou goed, stap maar deur, ek kom dadelik. Baie dankie. Mina! Mino! Billy, ek dink ek moet vir jou laat skilder. Ag, om wat mee te maak? Waar sal mevrou nou my gevreet ophang in hierdie huis? Jy het glad nie gevreet nie. Jy's baie mooi. Nee? En wie sal nou my werk doen? Dit was net julle ryk mense. Wat tyd het om so te sit en dink oor julle sondes. Sondes. Mevrou het mos 'n kietjie van my. Die pos. Net eens voor bedelbriewe. Hoe kan jy so sê, Dorcas? Baie van hierdie instansies kan nie bestaan sonder ons hulp en steun nie. Teen die tempo wat jy checks uitskryf, lyk dit vir my of daar maar min sal oorbly van hom Karel sy beskatte. O ja, Elsa van Willem het vroeg vanoggend gebel. Sy wil ook seker geld hê. Geklink of sy wil bedel. Dorcas, hoe kan jy nou so praat van my peetdogter? John Travolta. Probeer weer. Naspote?
Ek gee op. Dis die enigste twee mans in my lewe. Nou, toe nou. Wie is u, meneer? Tinus Roux, sal jy met my trou? Ek moet. Was jy toe daar gewees? En? Elsa, ek praat met jou. Is dit so of is dit nie? Dan trou ons. Hulle kan my dwing om die kind te laat aanneem. Jy is myne en die kind is myne. Kan jy nie aansoek doen om vrystelling van die vloot te kry nie? Sal nie help nie. Die vloot en ek beskou albei die verdediging van ons landsgrense belangriker as die manne se liefdeslewe. Ons moet eenvoudig terug voor ek vloot te gaan. Goed, ek gaan induik. Dan vertel ons jou mense. Kom jy aan? Nee, maak gou, ek wil gaan bel. Ek het al baie portrette geskilder. Maar in baie opsigte is u my merkwaardigste model. Hoe kry jy dit reg om so lank doodstil te sit? Ek luister. Luister. As 'n mens stil sit en luister, dan hoor jy wonderlike dinge. Seker wonderlike dinge oor geld. Dit is vir my so vreemd dat mense dink dis iets merkwaardigs om welgestel te wees. Asof jy alles met geld kan koop. Miskien nie alles nie, maar 'n bietjie kontankies help. Het jy self besluit om hierdie portret laat skilder of het die familie daarop aangedring? Ons sal liewer later daaroor praat. Wel, mevrou Becker. Dis die beste wat ek kan doen. Jy kan kyk. 'n Oomblik van waar het dit aangebreek? Jy hou nie daarvan nie. Is te mooi. 'n Mens moet elke dag tot nederigheid genees word. Daar's 'n telefoonoproep vir jou. Dis Elsa van Wilhelm. Sê jy is besig, maar nou ja, jy weet hoe die jong mense van vandag. Verskoon my oomblikie, meneer. Seker, mevrou. Klein Elsa. Ja, sal ek so lank die check reghou? Jy's tydig. Hallo Elsa, is dit jy my skat? Ja. Ek moet dringend met Elsa praat. Môre. Ja, dit sal wonderlik wees, tante. Ja? Hoe laat? Baie dankie, tante Elsa. Ja, totsiens. Ons kon dit nie beter getref het nie. Tante Elsa kom môre baie toe. Sy kom natuurlik met haar Boeing. Ag, moenie laf wees nie. Sy kom in haar boot. Sy het ons genooi om môre middag by haar te kom eet. Ek's nie honger nie. Jy's altyd honger. Moenie so knorrig wees nie. Jy sal dalk van haar hou. Jy weet ek word maklik seesiek. Ek kry jou 1:15 op die gewone plek. Ons moet nie laat wees nie, want Elsa is baie gesteld op stiptyd. Ja, maar dan gaan ek my overall kom. Jy trek jou ordentlik aan. Maar wat's verkeerd met my overall? Nou vas. Ja, voorheen gesê, ek gaan nie meer veel langer tevrede wees met net R1000 te trippie nie. Die game raak nou te gevaar. Ek weet nie hoeveel langer jy nog daarmee kan aangaan. Ons kansen. Ons. Jy's net so dik in hierdie ding soos wat ek is. Onthou jy nog, Gustav? Ek wil graag saam met jou en die familie in die Romanza op 'n wêreldtoer gaan. Onthou jy nog? Ja, maar ek wil 'n groter aandeel in die deal hê. Ek doen al die vuil werk en jy loop weg met al die profits. Dis mekaar mooi verstaan. Die profits gaan Switserland toe. Het self gesê.
Dan kan ons eendag in Europa as ons aanland soos konings lewe. En nie bietjie wag na die ou dat die afchop en die erfporsie in die bank is nie. Onthou ons die ooreenkoms. Ja, maar hoe weet ek dat daai geld Switserland toe gaan? Ek vat dit baie toe en dit is die laaste sien daarvan. Ek het geen bewys nie. Ek sê jou, ek kry nou R2000 'n tripie op. Jy kry iemand anders om jou vuil weg te doen. Jou ondankbare swernoot, weet jy van hierdie dae geleer? Jy kry jou gewone R1000 of ek donder jou in die hawe in. Sien jou nou waar te donder wees. Hou jou vuil pote van my af, ek laat gaan man toe om aan my te vat nie. Steven, is my bagasie in? Ja, mevrou, dis al in. Maar mevrou, waarom ry ons met die BMW? Maar hy's mos pragtig ook. En juffrou Dorcas sê die Rolls gebruik te veel petrol. Word nou laat. Wil jy geen oomblik by die hawe aankom? Sien jou later. Dankie, Stevens. Sit asseblief my bagasie aan boord en sê vir skipper Hamilton ek sal binne 'n uur daar wees. Goed, dankie. Dag Elsa. Dag Gustaf. Die beroerder is gereed vir die reis. Sy motor loop stiller as jou Rolls. Hoe was die vangs gister? Goed, baie goed. Die kabeljou het goed geloop. En wat is die weervoorspelling vir vandag en môre? Nou, die suidooster het hom uitgewoed. Jy sal vandag lekker slaap. Maar nie ek nie. Hoekom? Wel is my in die tyd R1100. Ek moet dit môre betaal en ek het net nie die kontant nie. Gustaf, die bodemlose put is leeg. Geniet die reis. Jy is heeltemal reg, Dorcas. Dis glad nie hoe sy is nie. Hy het al lekker gevlei. Ja, Koe, ek sê vir jou. Sy het hom 'n cheque vir R3.500 gegee. Eintlik eers 500, ja, en toe die 3000 vandag. Ja, hy's lekker dik hier weg. Ek sê vir jou nou die cheque gaan wys. En nou gaan sy vir daai optelkend met die stywe bene. Wat sê Peter Bogen. Ja, Peter Bogen. Nou gaan hy glo 'n raam vir die prent maak. En wie dier is hy? Maar sy gee nie om wat sy met haar geld of wat sy nonsens sy dit uitgee nie. Sy het ook meer tyd vir al hierdie sukkelaars vir haar hele familie saam, dit sê ek nou vir jou. Nee, Dorcas. Ek sê jou sê, ek dink die ou vrou is nou vinnig besig om totaal kuns te raak. Ja, ek het al lank al vir jou gesê, 'n groot skroef los. Jy weet daai gedurende blyer op die boot van haar en dan kan sy mos ure lank alleen langs die see gaan rondloop. Weet jy? Steven sê hy dink sy gaan aangerand word. Maar dit is 'n wonderlike dag, hè? Ja, die wind is gisteraand gewaai weer, maar dan gelukkig nou weer gaan lê. Jy sê dit nog glad nie testament nie. Sê testament, is beter gediere gaan mee. Om Karel sal in sy graf omdraai as hy weet wat hier als aangaan. Ja, ek sê julle moet nou iets doen. Weet jy wat sê Gustaf?
Ons moet daar onbevoeg verklaar. Onbevoeg. Weet jy, Elsa van Wilhelm het vroeg vanoggend gebel. Ek is seker sy wil geld hê. Haai, wie ek dink nou daaraan. Sien nou, Elsa bemaak al haar geld aan daai verwende peetkind van haar. Wat doen ons dan? Oor my dooie liggaam. Dorcas, jy moet alles neerskryf wat sy doen, hoor. Hierdie storie van die baie geld vir die skillery, die ronddwalerry soos 'n versteurde gees, nie gaan rondrit met haar boot nie, en 'n ou vrou van 70 doen nie so iets nie. Iemand met so baie geld en belangstellings en verantwoordelikheid soos sy met helder van verstand wees, en sy is dit nie. Ja, ek dink ook. Wat meer is, ek dink dis nie ons plig om mekaar as goed te beskerm. Hoe is dit vir my? Kom sit hier by my. En vertel nou vir my. Julle glo nou ek sou vir julle kan help. Opa het tante geweet, ek verwag. Sê maar dit is intuïsie. Maar weet jou ouers al? Nee, tante Elsa. Dink hulle weet dat ek en Tinus mekaar nog sien. Maar niks meer nie. Het julle al gebid oor die saak? Julle moet nooit die wonder van die gebed onderskat nie. Toe ek 'n klein dogtertjie was, toe het ek soms gedink ons liewe heer slaap of hy siek of hy is weg en hy hoor nie wat ek so mooi vra nie en hy antwoord nie. Maar deur die jare het ek uitgevind dit is nie so nie. Hy hoor altyd. Maar partykeer sê hy nee. Julle gaan trou. Laat dit alles net aan my oor. Maar, klein Elsakie, jy moet vir niemand vertel dat jy verwag nie, hoor? Nee, ek sal nie. Baie dankie, tante Elsa. Baie dankie. Tinus, jy moet daar goed oppas. Dis my peetdogter. Ek sal. Tot ziens, en baie dankie. Tot ziens. Ek wens het was ek. Meneer Becker, asseblief. Meneer Wilhelm Becker, asseblief, juffrou. Klein feks. Wilhelm. Jong, hoor jy so, Elsa's vanoggend baie toe. Ja, sy gaan konkel met jou dogter en daai vryer van haar. Wat? Hoe weet jy dit? Ek het voortjie hoor vlei. Ja, weet jy, sy R3.500 betaal vir daai prentjie van haar. Ek kan dit nie glo nie. As dit nou nie is om ons oom se geld in die water te gooi nie. Wie as dit so aanhou dan, die weer was heerlik vandag. Ja, baie lekker. Dorcas, ek het nie nou tyd om oor die weer te gesels nie. Die kliënte wag vir my. Gisteraand was dit 'n bietjie winderig, maar dis nou baie beter. Waar was ek nou weer geweest? Wie, ek sê vir jou, sy verkwis ons oom se geld net so. Laat dit aan my oor, Dorcas. Ons kom oor 2 weke die testament met haar bespreek. Oor 2 weke. Teen die tempo wat sy checks teken, sê ek vir jou, oor 2 weke is daar nie 'n sent in die bank meer oor nie. Oor 2 weke, Dorcas. Willem was omgekrap toe ek skakel. Sit gerus. Dankie. Hulle is so besig daar by die bank. Ja, kan nie verhelp word nie. Ek wou hom ook nie graag by die bank gaan pla nie. Maar wat ek te sê het, gaan jou ook aan en daarom is ek hier. Bietjie tee? Nee, dankie. Hallo? Wie? Hallo, Abby, hoe gaan het? Nee, sy is ongelukkig nie hier nie. Is alles nog reg vir vanaand? Uitstekend, ons sien baie uit daarna. Goed, tot vanaand. Totsiens. Willem en ek is in die wolke oor Abby. Maar jy ken seker sy pa, die minister. Willem. Elsa, jy word by die dag jonger. Dis seker die lekker lewe. Ja, maar die lekker lewe bring ook sy probleme mee. Is dit oor jou testament? Onthou, jy het beloof om die vliegtuig vir my te gee.
Die testament kan wag, Willem. Dis oor klein Elsa. Ons Elsa. Ja, sy het vandag by my geëet. Sy en Tinus Roux. Elsa, as jy nou besig om op jou ou dag met ons huishoudelike sake te peter. Vrou, ek sal die praatwerk doen. Ek vind Tinus Roux 'n baie behoorlike jongman. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Hy's 'n uiters ongewenste persoon. Stil, vrou, ek doen die praatwerk. En in elk geval niks met Elsa te doen hoe ons oor Tinus voel nie. Hulle het mekaar lief. Hulle wil trou. Nooit. Nooit. Wel, dan bly daar vir my niks anders oor nie, as om julle houding in aanmerking te neem wanneer ek weer na my testament kyk. Klein Elsa is by naamgenoot en ek was nog altyd baie lief vir haar. Skaam jou, Elsa. Dis niks anders as afpersing nie. Glad nie. Dit gaan om twee mense wat mekaar liefhet. Nou, wil jy regtig vir my sê dat jy ons niks sal laat erf as ons nie met jou wense inval Dit is nie? presies wat sy bedoel. Al Olie Karel se wense en begeertes omvergegooi. Ons testament bepaal dat die langslewende in volle besit bly. Kom nou, Elsa. Wees redelik. Jy kan tog nie iemand werklik leer ken oor 'n middagete nie. En buitendien, as jy regtig vir klein Elsa omgee, dan sal jy anders optree. Kom ons sê dit is mensekennis. En 'n romantiese geloof in die liefde. Oh, jong liefde was nog altyd vir my so mooi. En Awie kom vanaand hier eet. Ag, sê vir Awie, daar het iets onverhoeds voorgeval. En nooi vir Tinus Roux. Ek sou nie te lank wag met die bruilof nie. Kyk, ek het so 5000 in gedagte as troupresent vir die paartjie. Net om die huweliksbootjie veilig van wal te laat steek. Wel, ek moet vanaand nog daar terug gaan Mosselbaai toe en daar's nog 'n hele klomp dingetjies om te doen. Net 'n oombliekie, Elsa. Kyk, laat ons nou stil sit en die saak rustig bespreek. Kyk, ek glo nie daar iets verder om te bespreek nie. Julle kan mos nou alles mooi self reël. Julle is mos groot genoeg. En dan kan julle Sondag oor 14 dae vir my vertel wat julle uitgevoer het. Totsiens vir hulle. Totsiens. Smaklike ete, Sylvia. Versterkingkie. Dit gaan nou baie lekker smaak. Ek het so 'n besige dag in die stad gehad. My keel is skoon droog. Mina stuur baie groetnis. Sy sê, ek moet vir jou sê, Sofia, sy kom vroeg ander maand vir jou kuier. Verlang party my al baie na die kinders en die wat afgesterwe het. Maar die lewe moet aangaan. Ek het ook so baie om voor dankbaar te wees. Ek het op haar goedjies gebring. Baie dankie, Mrs. Becker. Die Here sal vir jou sien. Dis vandag die laaste keer wat ek jou hier soos 'n skelm kom aflaai. Goulet, onthou wat het Elsa gesê het. Ek onthou niks nie. Middag, pa. Môre, waar was jy die hele dag? Uit? Dit weet ek, maar waar? Strand toe. Net 'n oombliekie, juffroukie. Jy en daardie Tinus vent was by Tant Elsa. Hoekom? Wat soek jy by haar wat ek en jou ma nie van mag weet nie? As pa alles weet, dan ek niks verder te sê nie. Wat wil jy van Elsa Becker hê? Ek en jou ma probeer 'n ordentlike lewe hê. As jy so aangaan, sê jy alles van ongeluk. Hou op met skree, Willem. Die bure. Te hel met die bure. Sy konkel. Jou dogter konkel agter my rug. Loop na jou kamer toe.
En jy bly weg van daardie tienersvent af, hoor? So nie. Jy wou gesê het, Wie gee jou die reg om ongenooid hier aan te kom? ek het geklop, maar niemand het geantwoord nie. Toe loop jy sommer in, vernetel soos jy is. Moenie weet dit my... Elsa, ek dink jy met jou pa en ek alleen ons. Daar's sekere dinge wat ek en hy vir mekaar te sê het. Dinge wat lankal al gesê moes gewees het. Tinus, jy gaan nie dat die... Elsa, asseblief. Gaan na jou kamer toe soos jou pa gesê het. Elsa. Wel, jongman, Meneer Becker. Elsa en ek is lief vir mekaar. trap uit my huis uit. Kan ek asseblief praat? En omdat ons vir mekaar lief is, wil ek jy vra om asseblief nie tussen ons te probeer kom nie. Want as twee jong mense so oor mekaar voel, kan niks hulle van mekaar weghou nie. Wel, ek kan. My dogter is nog nie mondig nie. En buitendien, jy is nie van ons soort nie. Daarom waarsku ek jou, mannetjie. Bly van haar af weg. Meneer Becker, Elsa en ek gaan trou. En ek gaan ook nie langer 'n geheim daarvan maak dat ons uitgaan nie. Dis al wat ek wou gesê het. Totsiens, meneer Becker. Weet jy wat sê daai ventjie vir my? Ja, ek het alles gehoor. En teen my sin dink ek nou baie meer van hom. Wil jy vir my sê jy het afgeluister? Wens jy het so sterk oor my gevoel toe ons jonger was. Maar ek verstaan jou nie. Beteken dit jy keer hulle verhouding goed? Glad nie. Ek het maar net vir 'n oomblik gewens dat daar iemand in my lewe was wat... Maar, jy sal tog nie verstaan. Wat is die mens dat u aan hom dink? En die mensekind dat u hom besoek? Nou goed, ek het nou vir ons gelees. En nou kan jy mos vir ons bid. O Here, seën vir Mrs. Becker en haar familie. Maak hulle gedurig bewustelik van u teenwoordigheid. Hou u hande van beskerming oor haar huis, sodat sy weet dat sy nooit alleen is nie. Amen. Ag Sofia, sal jy nie asseblief hierdie goed vir die Mrs. Karstens en Wilhelmine Pijpers en die mense gee nie? Want ek is nou 'n bietjie haastig, ek sal nie my draaie daar kan maak nie, maar ek was by ouma Bel. Hy het vreeslik agteruit gegaan, weet jy. Nee, regtig, sy lyk vir my treurig. Maar is dan goed om te weet haar seun maak die eind van die jaar klaar as dokter. Was alles aan jou te danke, Mrs. Becker? Nonsens. Glad nie. Ja. Nee, hy is 'n baie slim seun en hy's hardwerkend. Hey, nou moet ek regtig gaan. Hey. O, die ou bene, die ou ding. Hey. Nou ja, tot volgende keer, Sofia. Pas je nou mooi op en as daar probleme is, laat my weet. Baie dankie, Mrs. Becker. Kom gou kuier. Sê groete vir Mina. Sal sê hoor.
dat jy môre betyds is by die hawe. Ek wil graag hê dat jy hierdie keer moet bywees met die laaiwerke. Ja. Ek gaan môre middag 'n bietjie seil. Ek wil nog een keer seker maak Romanza is seevaardig vir die oorsese trip. Ja, geniet jouself terwyl ek my blerrie lewe wag. Ek wonder waarom hy so laat is. Sê nou maar die kop sit weer 'n roodblok gegooi. Kom hy nou, moenie omkyk nie. Vat dit. Ja. Volgende Vrydag dieselfde tyd weer hier so. Jy moet onthou om so nog weer vir Elsa aan te herinner dat ons hier Romanza moet erf. Elsa weet tog hoe ons die boot geniet en oppas. Het sal belaglik wees as Wilhelm of Herman die boot moet erf. Almal weet Wilhelm stel belang in die vliegtuig en Herman in die drankkabinet. Meneer Smit, meneer Becker. Zeker, juffrouw, laat hem binnenkomen. Kom maar in, meneer. Dank u. Goedemiddag. Graag u willen zien. Gaan het. Goed, dank je zelf. Nee, die klacht is niet. Altijd beter als ik jou zie. Mooi, hè? Prachtig. Wat is er nou? Stel. Hoe kom? Stel je belang? Oh ja. Wel, zet gerust. Ik weet niet of zij beschikbaar is. Mens kan altijd uitvinden. Dag Pierre. Dag juffrou Elsa. Buite hulle. Nee, maar dit maak nie saak. Dis te heerlik hier buite. Ek is bly dat ek jou hier raakloop. Ek wil jou 'n guns vra. Ag, jy moet tog asseblief vir my 'n raam kry vir daai skildery van Fouché. Maar dit moet iets besonders wees. Jy weet hoe die familie my rame kritiseer. 'n Raam? Wat het jy dan verwag? Wel, ek het vir Eloise in gedagte gehad. Eloise? Jy verwag ek moet met jou kom praat oor Eloise? Verspot, né? Maar dan moet juffrou Elsa onthou, elke gek het maar sy drome. Wil jy vir my sê
Eloise is die meisie van jou drome. Ai, ek moes dit geraai het. Vergewe my dat ek die saak aangeroer het, vergeet dit maar. Kyk hier Terbogen, jy moenie met my soos met 'n vreemdeling praat nie. Wat weet jy eintlik van Eloise? Dat sy van die Kaap afkom en dat sy ook dink die lewe is nie altyd lekker nie. Sy het vir jou vertel van daardie lamlendige Renier. Nee, maar ek weet het 'n liefdesteleurstelling gehad. Kom jy dinsdag aan by my toe? Dankie, ek sal. En dan speel ons 'n potjie skaak. Juffrou Elsa is in 'n aggressiewe by. Onthou 'n bietjie skaak is veronderstel om 'n mens se veglustige drange te sublimeer. Ek voel nou nes 'n generaal wanneer hy met sy vindingryke planne die vyand uitgewis het. Net 'n oomblik, generaal. Dit bring net tydelike verligting. Skaak mat, hoe's daai? Ek gee tydelik oor. Ai Pierre, het daai skildery pragtig geraam. Ek wonder of die familie van die skildery gaan of iemand daarvan gehou of van die raam. Pierre, Eloise kom Sondag. Ek stuur die vliegtuig Kaap toe om vir haar en Herman te gaan haal. Dis mos ons jaarlikse familiebyeenkoms. Sal jy nie 'n bietjie kom inloer nie? Dit sal my bly maak. Sal sien. Ek het die indruk juffrou Elsa se familie is nie baie lief vir my nie. Meneer Gustaf ignoreer my en sy vrou verander dramaties van koers as sy my raak sien. Eloise is my familie. Die res is aangetroud. Nou ja, hoe lyk dit met loopdoppie voor jy gaan? Dit sal lekker wees. Dorcas, bring vir ons 'n bietjie ys asseblief. Ja. Nee, haal self. Sê nou maar dit is so. Sê nou maar wat is so? Sê nou maar Elsa verwag 'n baba. Dit sal 'n Guinness rekord wees as vandag 72. Ons Elsa. Is dit nie dalk die rede waarom hulle hemel en aarde wil beweeg om ons toestemming te kry? Ek hoop regtig nie so nie. Maar wat gaan ons doen? Jy het self gehoor die ou vrou gaan ons onterf as ons nie Tine se kans gee nie. Lyk vir my jou erfporsie is vir jou belangriker as jou kind se geluk. Kalmeer jouself, vrou. Ons moet net in die ou vrou se goeie boekies bly tot die testamentsake afgehandel is. As ons haar eers onbevoegd verklaar het, dan kan sy ons nie meer afpers nie en dan gee ek Tine se roos op onder sy gat. Dien die in sommer net kalverliefde. Jy weet, verbode vrugte smaak altyd die lekkerste. Verbode vrugte. 'n Vereen wat altyd dweep met kultuur en verfynheid en laat jou taal veel te wense oor. Wat gaan jy doen as jou kind verwag? As dit so is. Ek voel dit aan. Sy is so anders deesdae. Toe maar. Ons sal 'n plan maak, daar is maniere. Jy moet jou net nie ontstel nie. Wat sal Gustaf hulle sê? As die ou vrou dit hoor, al onterf sy vir jou en vir Appie tog. Kyk. Maak nou asseblief net vandag net om my ontwil asof niks gebeur het nie. En ek beloof jou, ek sal van Tine se roe ontslaa raak die oomblik wat die ou vrou ons nie meer kan onterf nie. So ons op die paal nou direk toe. Ja? Die paal, dat is nog lekker in die goede moeder. Ja? Want dit is nie nou maak ons goed. Ek maak hulle nie. Ek was nooit na geleg. Nee. Die gasten nou allemaal bij. Je moest van de assuratie af. Wat denk je? Sal jy dit sê? Natuurlijk zou ik dat gedoen het. Wat doe jij nou? Ons drink daar. Nee man. Het moet slim wees in hierdie lewe. Nog 'n cheers op die ou lady. Mag sy nie te lank lewe nie. Wel, ons het nog nie op die verlovers gedrink nie. Op Elsa en wat sy naam nou weer? Tinus. Tinus Roux. Op Elsa en Tinus. Tinus Roux. Mag julle huwelik meer geseënd wees as my twee. Gesondheid.
Ons dankie ons Vader in die hemel vir hierdie liefdesgawe. Gee ons ook so die brood van die lewe om ons siele te voed. En genadiglik vergewe tog al ons sondes om Christus wil. Amen. Dankie, te Elsa. Man, is daarom lekker om 'n rytante te hê. Sy laat jou per vliegtuig haal, sy gee vir jou Rodeberg 1970. Man. Ai, ho. Eet liever jou pudding, man. Die deel het nog belangrik om vanmiddag met die ou vrou te bespreek, hm? Man, ek is so sober soos môre heeldag. Solank ek die ruils en so 200 000 van my dierbare oom Karel erf, is ek weer tevrede. Ek het nuus vir jou. Wil helemaal ook hier al sê. Jy weet natuurlijk sy wil haar testament verander, hè? En in die tempo wat sy checks uitskryf, denk ek jy kan me vergeet van jou 200 000. Maar ons sal sien. Jy moet net onthou, ek is oorde oom Karel se peetkind. Die ou vrou moet nou net nie staan en vergeet nie. Koei. Ek skuld nog omtrent 12 000 na daai week by die Swasiespa. Ek was amper in die tronk, man. Herman. Nee, ek het die ou lady se geld nodig. Kom. Dat was net Herman. Ek hou nie baie van die uitdrukking op die gesig nie. Sy wil glimlag asof sy iets weet waarvan ons nie weet nie. Ek ken Fouché se werk. Hy het heel wat lof in die pers gekry vir sy uitstalling. Ag, dit sê nog niks nie, Louise. Kritici is soms vol lof vir krulletjies en streepies net omdat dit van hulle verwag word. Portret lyk nie vir my reg nie. Ek dink die raam is te groot. Ek hoop jy het vir Sjaal betaal nie, Elsa. Fouché is weg met sy check, sy verfkwasies. Julle sal hom nooit weer sien nie. Ek moet sê, dis 'n mooi raam. Nie sleg nie. Het is in elk geval beter as baie van die ander rame in hierdie huis. Kyk voorbij daar een om Pierneef. Wel, het lyk nie vir my of julle baie van die skildery hou nie, of moet ek sê, van die onderwerp daarvan. Daar's niks verkeerd met die onderwerp nie, my ou tante. Solank sy net onthou om daardie enkel aan my te maak. Aangesien ons nou almal hier by mekaar is, het ek het goed gedink om vir julle te vertel van 'n belangrike besluit wat ek geneem het oor my testament. Maar is dit nie beter as jy alleen met die gebroeders Becker onderhandel nie? Onderhandel? Ja. Nee, glad nie, Dorcas. Wat ek te sê het te doen met die hele familie. Gaan sit asseblief. Kyk, julle moenie dink dat wat ek nou gaan sê vir my maklik is nie. Of dat die besluit wat ek geneem het vir my maklik was nie. Ek het baie daaroor gedink. Ek het baie geluister. Ek het al die moontlikhede teen mekaar opgeweeg en ek het ook regsadvies ingewin. Jy sien, dit word vir my elke dag duideliker dat daar onder die familielede twis en tweedrag sal kom wanneer my testament bekend gemaak word. En ek het nog altyd gestrewe na 'n bietjie liefde en vrede. En daarom wil ek niks doen wat onmin en rusie onder julle sal veroorsaak nie. Ek kan byna nie bybly met die persoonlike versoeke nie. Ek meen, klein Elsa wil 'n halssnoer hê. Herman wil 'n Gregor en 'n Henkel in die rols, hè? Herman en Wilhelm wil die vliegtuig hê. En Gustav wil so graag die seiljag hê. Julle weet almal dat my kragte aan die afneem is en ek voel oortuig daarvan dat ek nie meer lank by julle sal wees nie. Ek kan tog nie die vliegtuig of die rols of die bootjie of wat ook al in 6 eweredige dele verdeel nie. Hoe moet ek dan reg laat geskied? En daarom het ek besluit om alles wat ek besit
te verkoop. Maar my genigtig Elsa, hoe kan jy so iets doen? Die kunsmark is so sleg en wat van jou aandele? Waar is die grap om? Ons kan nie goed nie verkoop nie. En Elsa, ek sê, Elsa, Waar moet ons nou kontak doen? waar gaan ons bly as jy die huis verkoop? Wel, sodra die huis verkoop is, gaan ek in 'n ouer huis in die baai bly. En julle hoef julle nie so te ontstel oor die skilderye en die dinge nie. Kyk, julle word nou die kans gegee om op 'n openbare veiling net te gaan koop wat julle graag wil hê. Reëlings is al reeds getref. Wat julle miskien ook sal interesseer is die wonderlike aanbod wat ek verlede week ontvang het van 'n konsortium wat die hele vissersvloot en die boot Romansa en Marauder wil aankoop. Dit is so 'n merkwaardige aanbod dat 'n mens dit onder geen omstandighede van die hand kan wys nie. Waarom Karl het uitdruklik gesê dat ek die Marauder sou erf? Sê die vliegtuig kom na my toe. Nou te hel daarmee. Ek kry die vliegtuig en die rol. Ek is oom Karel se peetpunt en ek kry die vliegtuig en die rol. En ek wil die dag gaan roker. Gustav en ek het nog ander manse gehad. Dit nou is ons nie kan bekostig nie. Sien julle nou? Sien julle nou? Kyk net. Ek is nog nie eers dood nie. En hier is julle al besig om mekaar aan die keel te wil gryp. Ag nee, wat? Dis nou hierdie soort van dinge wat my wys dat ek reg is. Dat ek finaal en onherroepelik besluit het dat alles verkoop gaan word. En nou moet julle my verskoon, ek voel 'n bietjie moeg en ek wil gaan rus. O ja, Tinus, kom ek hier. Sal jy asseblief die Rose vat en 'n bietjie gaan luister of alles, ek voel nie so gelukkig daaroor nie. En kom haal gou nou by my die sleutels, né? Wat het ek julle gesê? Ek het al die Johan gebring sy storie. En Louise, doen my 'n guns in soek vir Peter Bogenhoek. Jy onthou mos nog. Ja, ek onthou hom goed. Daai stoel ouetjie wat meubels restoreer. Die same. Ag, vra vir hom of hy nie dalk vir my 'n mooier pierneef raam het as die een wat nou daarop is nie. Daai raam, kom my kind, kom help vir my. Gee vir my nou help. Dan ek gee wat een. Kalm mense. Dit sal nie help om soos 'n klomp viswywe te kere te gaan nie. Wilhelm, Herman en ek sal die aangeleentheid kalm bespreek. En dan sal ons besluit watter stappe gedoen moet word. Julle moes dit lankal gedoen het. En onthou, sy's in volle besit van oom Karl se boedel. Daardie prent en rame R3000 gekos. 3500 om presies te wees. Kan nou die check gaan haal. Daar. Sy's pragtig kinderagtig. Nie kinderagtig nie, Kees. My skykie, weet jy, the love of money is the root of all evil. Toch, sis, toch. Jy is die naaste wat ek ooit aan 'n eie kind gekom het. Nou het ek 'n geheimpie vir jou. Ek het iets vir jou, maar jy moet vir niemand vertel nie, beloof? Ja. Jy en Tinus moet dit dadelik in die bank gaan sit. My bankbestuurder weet alles daarvan. Goed dan. Dis joune. Dankie. Ek gaan net gou vir Tinus wys. Tinus. Ek gee nie om vir myself nie, maar wat van my kinders? Julle weet nie wat hier aangaan nie. Sy skryf net links en regs. Hou op kerm, Dorcas. Ons het daai storie al 100 keer gehoor. Ja, maar wat gaan vir my word as hy hierdie huis verkoop gemaak? Kalmeer jouself. Jy moet onthou haar boedel is ten minste 1,5 miljoen werd. Jy sal oorgenoeg hê om van te lewe. Kan dit nie glo nie. Alles wat ek hoop. Nou ja, ons sal maar wag tot Gustav terugkom en dan sal ons bespreek wat ons te doen staan.
Stel jou voor. Daarin niks werd Tinus ventjie agter die stuurwiel van die Rolls. Val brenkie, man. Ja. Ja, zo. Zo, hier. Wat nou nog, ja. Hier. Zo, ah, ja. Dat is lekker goed, hè? Zwaar genoeg. Dat is helemaal zo goed als maar waard. Moet je maar blij. Zo, ja. Pas op, hier goed is. Zo, en zo. Nee, daar is nog En waarheen, juffrouw? Strand is Steven. Wat er strand, juffrouw? Die stilste strand in Stepan Steven. As you wish, ma'am. Hallo, Pier. Hallo? Ben je er nog? Ja, natuurlijk onthou ik je nog. Ik is ook al de hele middag aan jou. Wanneer het je gekomen? Gister al. Het is nogal lekker om een vrygewige tante met een vliegtuig te hê. Ja, juffrouw Elsa is een wonderlijke mens. Wat doen jy op die oomblik? Ik vang vis. Ek bedoel by die werk. Ik restaureer een oude laaikas. Ek dink jy het Elsa se portret pragtig geraam. Dankie. Wil jij kom kijken hoe mensen oude laaikas restaureren? Graag. Ga je niet verder vang nie? Ja, maar die vissen bijt niet vandaag. Jij is die beste vangst van die dag. Gustav, ek sê jou dis die enigste uitweg. Die ou vrou is vasbeslote om haar planne deur te voer. So duidelik so daglig, sy is nie wel volle positiewe nie. Ek het gehoor van kinders wat hulle ma's vir koster aangekla het, hulle die saak gewen en sy is onbevoegd verklaar. Kon jy so iets probeer nie? Dorcas sê sy skryf gedurig checks uit dat die hare waai. Ek het nou reg so 'n geval in die bank gehad. 'n Ryk ou baas wat skielik in 'n godsdienswaan groot bedrag geld begin uitgee het. Sy sê dit goue stokkie daarvoor gesteek. Die eerste ding is 'n hofbevel. Kyk, jy gaan môre prokureur toe en jy doen aansoek om 'n dringende hofbevel wat die ou vrou sal verbied om die bote of enigiets anders voor dat matter te verkoop. Sal ons genoeg tyd gee om getuienis in te win oor haar bevoegdheid. Terloops, hoe gaan dit met die oorpaas in Switserland? Uitstekend. Walita beheer het hierdie keer verlof gegee vir uitbetaling van 120.000. Soos jy weet kos die boot maar in die omgewing van 80.000. So, na ons agent se kommissie afgetrek is, sal ons maklik 35.000 rand in ons Switserse bank kan bære. Mooi.
Moet nie vergeet dat ek sonder verdienste mag wees as hy die boot te verkoop nie. Wie sê die nuwe eienaar sal my as bestuurder wil behou? Presies. Die blote feit dat sy nie meer omgee wat van haar man se familie gaan word nie, is nog 'n bewys dat sy nie handelik gevolg is nie. Lekker gerus, broer. Ja. Maar die testament, ons moet praat, jongens. Ons kan nie langer uitstel nie. Toe maar, ou broer. Moenie jou oor die testament bekommer nie. Gustav en ek het alles onder beheer. Jy sal jou regmatige aandeel kry. Wat bedoel jy? Julle kan nie besluit sonder my medewete en my goedkeuring nie. Julle is besig om my te bedonder. Nee, broer, kalmeer jou. Ons sal hom moet dophou. Ja. Elsa. Ik wil bietjie met Elsa praat. Wat is het? Ik denk Willem en Gustav is bezig om mij te verkopen. Wat bedoel jy? Dit wat ik zei tot Elsa. Je moet niet toelaten dat hulle druk op jou uitoefen om jou testament en hulle guns op te stellen. Dat Elsa moet onthou. Ek is oorloop Karel se kind. Wag nou. Ai, Herman, hoe lank ken jy my al, hè? Kyk, dit is mos nou die rede waaroor ek alles wil verkoop. Het jy dan nie geluister nie? Ek kan mos nie die rolls in 6 of 8 stukke verdeel nie. Tot Elsa? Ja? Kan ek maar 'n paar dae hier bly? Tuurlik. Maar wat dan van jou werk in die Kaap? Nee, ek het woorde gehad met my baas. Ek moes bedank. Dus hoekom ek met Tante Elsa wil praat. Ek het geld bitter nodig. Dieselfde ou storie. Vadertjie tog. Herman, as ek vir jou die rolls gegee, dan sal jy dit dadelik verkwansel. Ja. Nou, Elsa. Ek is natuurlijk machteloos om hierdie hofbevel teruggetrek te kry, né? Maar bly vir ons net een uitweg hoor. Ons moet dit op die keerdatum die 20ste bestry. Hofsaak. Ja. Jy weet natuurlijk dat ek nog vir geen oomblik getwyfel het aan jou algehele bevoegdheid. Ja. Ek is baie bly dat jy vertrou het in my algehele bevoegdheid, want ek is party daar self nie so seker nie. Kom nou, Elsa. Kalmte. Net kalm bly hoor. Laat die rechtsaspekte maar aan my hoor. Sê my, het jy nou finaal besluit oor die inhoud van jou dokumente? Ja, ek het nou alles hier neergeskrywe net soos ons bespreek het. Jan, wie behalwe ek en jy gaan weet van die inhoud van hierdie dokument? Wel, ons moet natuurlijk laat tik, né? En ons moet 2 getuies hê wat dat teken. 2 getuies wat jy weet nou nie bevoordeel word deur die testament self nie. Wie stel jy voor? Ja, jy word nie bevoordeel deur die testament nie. Jy kan teken, né? Wat van Dr. Olivier? Goed. Hy sal nie weet wat die inhoud van die testament is nie, né? Nee, wat? Nee, nie noodwendig. Kyk,
Hy eis nou mos die getuie tot jou handtekening, nie tot die inhoud van die dokument nie. Jan, kan jy tik? Wel, soos 'n bosduif mieliepitte oppik, ja. Dit sal goed genoeg wees. Doen dit vir my, my goeie ou vriend. Goed, ja. Sukses. Ek wil dit net weer baie duidelik stel, mevrou Becker. My opinie kan nie gekoop word nie. U het die risiko geneem om my te kom spreek. As ek nou deur u of deur die familie gedagvaar word om in die hof te getuig, dan moet ek die waarheid praat. Natuurlik. Kyk, die ding is so. My prokureur het vir my gewaarsku dat ek niks mag verkoop. En ek mag geen tjek teken nie, voordat die hof my nie bevoeg verklaar nie. En nou wil ek mos van u weet, professor Lou, wil baie graag weet, is ek bevoeg? Dit is 'n baie moeilike vraag, mevrou Becker. Ek wil u net verseker dat die wet elke mens as bevoeg beskou. U is dus bevoeg, totdat die familie kan bewys dat u nie is. U praat aan mekaar van my familie. Dis my oorlede man se familie. Ek is kinderloos. En my bevoegdheid is nog nooit bevraagteken deur my enigste familielid en niggie nie. Sy sit nie ongeduldig en wag dat die ou vrou moet sterf sodat sy kan erf nie. Die familie praat gedurig van hulle geliefde oom. Maar waar was hulle die dag toe hy begrawe is? Goed, hy is ter see begrawe, né? Maar nie een van hulle het die tyd gevind om die diens op die kaai by te woon nie. Die strikke wat u familie, of die man se familie, Dankie. vir u gaan stel, hang van hulle oorspronklikheid af en wat hulle van u gaan sê. Wel, hulle hoofbron van inligting kom van 'n broerskind van my oorlede man, Dorcas, wat by ons inwoon. Hierdie mevrou Dorcas, wat op u spioneer, voel u enigszins bedreig daardeur? Glad nie. Is net bloeming lastig en dryf my soms uit my eie huis uit. En die julle bevoegdheidskwessie het ter sprake gekom as gevolg van uw testament. Ja, sien, toe my man 15 jaar gelede oorlede is, het ek as langslewende in volle besit gebly. Toe het ek sake nou oorgeneem. En onder my bewind het my sake verdriedubbel. Verdriedubbel. My man se familie weet niks hiervan nie, né? En hulle sou miskien geregtig kon gewees het op 'n derde. Maar die res is alles deur my bymekaar gemaak. Ek vertel dit vir u, want dit mos nou 'n vertrouensgesprek, né? My bankbestuurder vra my soms, wat is die geheim van my sukses? En dan sê ek vir hom, my engeltjies praat met my. Hulle praat al my hele lewe lank met my. Die engeltjies. Met respect, mevrou, maar wat bedoel u, die engeltjies praat met u? Dit is 'n baie persoonlike saak, professor Lou. Kyk nou Johanna van Orleans. Sy het stemme gehoor as die kerkklok gelei, né? Daar in die oop veld met die skape en die blou lig. Het sy dan dinge gehoor, o, ek verstaan dit so goed. Ons mense sonder ons nie meer af om te luister nie. Ons het nie tyd vir die dinge nie. Maar as ons dit doen en luister, dan hoor ons dinge. Nou die engeltjies. Hoor u 'n stem? Soos myne byvoorbeeld, wat met u praat. Nee, ek sou nie so sê nie. Dis eintlik 'n saggies vibrasie, 'n natrilling. Met ander woorde, op die keper beskou, is dit eintlik u gewete of onderbewussyn wat u laat besluit. En nie 'n stem van buite wat sy wil op u afdwing nie. Professor Lou,
Engeltjies, praat met my. Professor Lou, gaan u vir my getuig? Ek sal eers weer daarna moet luister. Sê my mevrou Becker, u sal seker nie omgee as ek 'n kollega van my, 'n kliniese sielkundige vra om 'n paar toetse te doen nie. Toetse? O, routine kladtoetse, blokkies in mekaar pas. O, ietsie skaak, ek sal baie daarvan hou. Hoe is hy? 42 secondes. Is dit goed? Ja, dis nie skaak nie, dis skaak. Ek wil vir juffrou Elsa iets gaan wys. Ja, hierdie ou paviljoen hou daar vir my wonderlike herinneringe in. Ek en Karel het so baie vreugde hier belewe. Maar wat wil jy vir my gewys het? Hierdie juffrou Elsa. Hier's 4 van hierdie deure en ek wil hulle restaureer. En daar by my by die stoep en wou die munisipaliteit wil die plek sloop. Wat is so snaaks? Jy sien 'n meise? Vleermuise. Katte. Dis iets anders. Juffrou Elsa, want daar's hierdie deur en daai twee, dis maats en hierdie 2 deure en dan wil ek hierdie rame. Ek weet nou nie of hulle die goed gaan verkoop of wat nie. Maar as hulle die goed verkoop, ek weet nie of hulle gaan vra nie. Dis fyn. Kom dit, Elsa? Ons mag gaan. Juffrou dink jy val vis. Wonder wat sy sê as sy weet wat jy regtig van. Moes jy my probeer. Wanneer gaan ons genoeg geld hê in Switserland? Ek wens jy wil iemand anders kry om jou vuil werk te doen, die baie wemel van die kops. En ek wens jy wil nou en dan 'n ander deetjie sal. Nog 'n paar trips in ons kop is deur. Die juffrou se dae is getel. Een van die dae is onder die kleite en dan seil ons Europa toe. Wil jy nog saam gaan? Natuurlijk wil ek. Ek glo nie sy het ons gesien nie. Loop jy is reg. Op die 4 September is ek dringend na mevrou Becker se huis ontbied, want ek het berig ontvang dat sy haar vir 'n geruime tyd in haar kamer toegesluit het. Sy het my nie herken nie, alhoewel ek haar vir 9 jaar lank behandel het. Sy kon my nie sê hoe laat dit is, waar sy is of wie sy is nie. Op die vraag na haar ouderdom het sy net kort afgeantwoord, oud genoeg om alleen gelaat te word. Sou u sê dat mevrou Becker se gesondheidstoestand haar handelingsbevoegdheid nadelig aantas? Dit is baie moeilik om te veralgemeen, u edele. Maar die toestand waarin sy op die 4 September verkeer het, was inderdaad sorgwekkend. Myns insiens sou enige besluit wat sy toegeneem het,
nie op gesonde oordeel gebaseer gewees het nie. My tante het skielik besluit dat sy al my oorlede oom se bates sal verkoop. Enige lid van die familie kan getuig dat dit heeltemal teenstrydig is met sy uitdruklike wense en begeertes. Jy weet self wat die huidige finansiële klimaat is. U sal met my saamstem dat enige regdenkende en verantwoordelike persoon nooit so iets sou doen nie. Ek vind dit ook onrusbarend dat enige persoon wat by my tante om finansiële hulp gaan aanklop, checks van groot bedrae ontvang. Ek is oortuig dat hierdie onbesonde verkwisting van my oom se swaar verdiende geld die gevolg is van een of ander godsdienswaan. Net om hier 'n idee te gee hoe eienaardig my tante deesdae optree. Sy het nou onlangs 'n portret van haarself laat skilder wat oor die R3.500 gekos het. En laasweek het sy 'n beach buggy gekoop waarmee sy soos 'n tienerjarige op die strand rondkarjakker. U edele, aanvanklik het ek ernstige bedenkinge gehad oor haar hallusinasies en waandenkbeelde. Die feit dat mevrou Becker haar laat voorsê deur stemme, die sogenaamde engeltjies wat met haar gepraat het. Later het ek egter gevind dat sy oor 'n baie goeie oordeel en insig beskik oor haar bates en finansiële sake. Is dit nou my opinie wat jy ondervra? As dit nou my opinie is wat jy ondervra, dan stem ek saam met sy mal is. As dit nou 'n mal mens is wat sy geld uitgee op elke jaar rap as hy maak, en as saam met my kan getuig Johanna vanmôre, want hulle sit almal hier so, ieder in 'n elk van hulle, sit vir hulle dik ingestop Johanna, en hulle is nie eens haar eie familie nie, dis haar man se familie. En verder Johanna, hierdie godsdienstwaar wat hulle van praat. As daar nou 'n mal mens is wat probeer om na die woord van die Here te lewe, dan is hy 'n mal mens. As 'n mens jou dan soms so 'n bietjie wil afsonder soos ons liewe Here in Getsemane, of as jy dan ook vir iemand sorg om kennis te versamel soos daar in die woord staan, Johanna, en as jy dan soms vir mense gaan sorg wat uit die tronk uitkom, Johanna, en ek was 'n witness, ek praat nie maar net van hoor sê nie, Johanna. As dit nou is wat 'n mal mens doen, Johanna, dan is hy mal. Verder, Johanna. Ek weet nie van een ander mens wat nou al 20 jaar sorg. Vir een was sy ou werkers, soos wat sy vir my moeder sorg nie. En wat vir verwerg om te gaan kyk hoe dit soms met haar ou werker gaan nie. As dit is wat 'n mal mens doen, Johanna, dat is hy mal. En verder, Johanna, hierdie godsdienstbaar, as dat nou so verkeerde dinge is om op daai waar te wees, dan is ek ook mal, Johanna. Maar dan weet ek immers, my familie gaat my nie vanmôre hier in die hof kom aankla nie. As ek nou klaar gepraat, Johanna. Dankie, John. In die lig van besondere omstandighede het die hof het goed geag om mondelinge getuienis te gelas. My oorweging hiervan, veral na die getuienis van mevrou Mina Stoffels, het ek min twyfel. Mevrou Becker se beweerde waandenkbeelde het my aanvanklik laat twyfel aan haar bevoegdheid. Daarteenoor is dit duidelik dat dit waarna verwys word as haar gedagte-engeltjies haar nog nooit irrasioneel of onverantwoordelik laat optree. Ek bevind dat mevrou Elsa Becker heeltemal bevoeg is om haar eie sake te behartig. Die voorlopige bevel word dus hiermee opgehef.
46,000 rand I'm offered from the gentleman. Any advance on 46,000 rand, ladies and gentlemen. Are you all done? It's almal klaar, dames en heren. 46,000 rand, going, gone then, to the gentleman, 46,000 rand. And now, ladies and gentlemen, this magnificent... Dis soms so jammer dat hy klippie moet gaan. Hy was soms so paat en paase van juffrou gewees al die jare. Nee, Mina, alles moet gaan. As ek dan geld gehad, dan het ek nog koop. 6,500 rand I'm offered. 7,000 rand I'm offered. And 8,500 I'm offered. And 9. Any advance on 9,000 rand? 9,500. 9,500 rands I'm offered from the lady. Any advance on 9,500 rand? 10,000 rand I'm offered from the gentleman. 10,000 rand for the Anton van Bo. Are you all done? I'm selling, going, gone then, 10,000 rand. Is die enigste ding wat ek werklik graag wou gehad het. 10,000 rand is 'n baie goeie prys. As ons eers ons erfpolisie het, sal ek vir jou iets anders gaan soek. Dankie, mevrou. Meneer, is al my aandele nou verkoop. Dis wonderlik. Wonderlik. Okay, selfe tyd, selfe plek sien julle, hè? Right. Luister. Ek het nou baie goed oor die saak nagedink en ek het tot 'n finale besluit gekom. Jy betaal my nou 2 grand 'n trippie of ek speel nie meer saam nie. As die ou lady iets te Carlson, jy begin alweer. Los die ou vrou uit. Maar jy beloof jy gaan my 2 grand 'n trippie betaal as dinge begin beter gaan. Jy weet, Carlson, ek hou al hoe minder en minder van jou praatjies. En ek hou al hoe minder en minder van jou manier van betaal. As die ou lady iets... Kan jy weer? Wat is dit omtrent die ou vrou? As die ou lady iets te hore moet kom in verband met jou en wil help. Carlson! Dankie, meneer. Meneer, gaan haal asseblief. Gou die polisie. Hier lê 'n man hier onder dood. Asseblief.
Interessant, sal ek beheer laat weet. Ja, gaan gou. Beheer, dit is voertuig 10. Die berig van die ou dame, die lyk op die strand, is positief. Die ou dame wat die klagte gelê het, blykbaar ook beswyk. Sal julle vir my die distriksgeneesheer en die spelers onmiddellik na die toneel toe stuur? Dankie. Jy sou seker een verkies wat die geliefde ou tante waardig is, nie waar nie, meneer Becker? Hierdie Amerikaanse ontwerp het 'n deursigtige gedeelte, sodat die agterblywendes die geleentheid gegee word om finaal afskeid te neem. Die prys is 'n skamele setwoord, R50.50 verkoopbelasting nie ingesluit nie. Meneer Rubert, my tante het... Wat van die? Van solide emboya. Let op die silwer handvatsels en silwer naamplaatjie. Dit is delikaat sag gestoffeer en ook met egte sy uitgevoer. Meneer Rubert, my tante het herhaaldelik en uitdruklik gesê dat sy liewer begrawe wil word nie kus wat sy self gekoop het. Kan u dit vir my wys asseblief? Soos u verkies, meneer Becker. Jy het altyd gesê, ons moet liewer geld in die lewendes bestee en nie in die dooies nie. £6,000 I'm offered from the lady, 6,000 rand. 6,500, 6,5 days rand van die dame. Who will say 7? 7,000 rand I'm offered from the gentleman. Wat maak jy nou man, ons kan ons nie bekostig nie. Ek wou nog altyd gehad het. Maar nie vergeet nie, wat as ek op betaal vir om deel van die boel kom uiteindelik weer ons dan terug. 8 I have there. 8,000 rand. 8,500. 8,500. 8,500 I'm offered from the lady. He will make it 9. 9,000 rand. 9,000 rand van die meneer. Any advance on 9,000 rands, ladies and gentlemen? Are you all done? At 9,000 rand, then I'm selling, going, gone then to the gentleman at 9,000 rand. 9,000 rand. And now, ladies and gentlemen, one of the highlights of the sale, a magnificent portrait of the late Mrs. Elsa Becker by the well-known South African artist Jacques Fouchier. Any offers here, ladies and gentlemen? Enige offers. 1,000 rand to start. 1,000 rand, dames en heren. Anyone want this painting, ladies and gentlemen? At 1,000 rand, who will start me? Who will start me then at 750? 750 rands? 750 rand, dames en heren. Is there no interest in this painting, ladies and gentlemen? 750 rand to start. 500 rand. 500 rands, ladies and gentlemen. Any interest at 500 rands for this magnificent portrait? 500 rands? 500 rands I'm offered from the gentleman. Are you all done, ladies and gentlemen? Who will say 600 rands? Any advance on 500 rands, ladies and gentlemen? Are you all done then? I'm selling, going, gone then to the gentleman at 500 rands, 500 rand.
Dames en heren, ons wag nog net vir juffrou de Villiers dat ons voortgaan met die voorlesing van die testament. Geachte familielede van Weil en mevrou Elsa Becker, ek is baie bly dat u die tyd kon vind om vanmiddag hier te vergader om haar testament aan te hoor. Soos u almal weet, was dit haar begeerte dat dit in u teenwoordigheid oopgemaak en gelees moet word. Testament van Weil en mevrou Elsa Becker. Ek, Elsa Becker van Vergezicht, Mosselbaai, zijnde bij mijn volle verstand en positieve, zoals u weet onlangs weer die hof bevestig, bemaak hiermee die opbrengst van mijn boedel aan die volgende personen en instanties. A. 5.000 rand aan Mina Stoffels, wat mij door alle jaren zo getrouw bijgestaan en gedien het. Steven Williams, wat mij herwaarts en derwaarts karwei het, zonder om ooit te klaar dat het die buiten ure is. Verder bemaak ik 25.000 rand aan elkeen van die volgende liefdadigheidsinstanties. 1. Die Sending. 2. Dierenbeschermingsvereniging. 3. Die Kankernavorsingsvereniging. 4. Die skool vir blindes. 5. Die skool vir... Los maar daai goed, meneer de Tooi, en kom tot die punt, asseblief. Meneer Becker, as u so 'n bietjie geduld wil gebruik, dan lees ek dit vir u soos wat dit hier staan, asseblief, nee. Meneer, sal u asseblief so vriendelik wees om nie nou te roep nie. Die skool vir cerebraal verlamdes. De restant van my boedel... Maar hoeveel is die restant, meneer de Tooi? Juffrou, sal u my net so 'n oomblik begin, asseblief. De restant van my boedel, ongeag wat het mag beloop, wat by beraming so 750.000 naar 800.000 rand behoort te wees, dames en heren. Die bemaak ek aan die persoon wat mij tot zo'n mate gerespecteer en lief gehad het, om die portret wat Fouché van mij geschilderd het, te koop. Ik hoop die persoon zal... Wie het die skildery gekoop? Ek weet nie. So mooie mense gewees. Mevrouw Becker se testament eindig op hierdie woorde. Ek hoop die persoon sal die geld na goeddinke en met oorleg bestee. Geteken hierdie 15de dag, Elsa Becker. Van een ding het ek jou verseker, meneer de Tooi, daai testament gaan beveg word. Ek sal nie aanraai om dit te beveg nie, meneer Becker. Die hof het bevind in die periode wat sy hierdie testament onderteken het, sy wel handelingsbevoegd was, afgesien wat later kon gebeur het. Weet je wat? Al is ons nie ryk nie, het ek jou nog liever as ooit. Wat doen jy nie ryk nie? Ons het 5.000 rand in die bank en tant Elsa se persent. En mekaar. En miskien nog 1 of 2 op pad. Genoeg geld vir 'n nuwe kar? Kar? No ways. Maak snyder.
Terborgen. Wie? Goeiemôre meneer de Tooi. Ja. Nee, gesels maar, weet Rikkie. Ja. Ja. En hy het hom gekoop, hy hang nie voor my. Ek verstaan. Goed. Tot ziens, meneer. Hallo. Ek moes jou net die nuus kom vertel. Ek is nog steeds brandarm. My dierbare ou tante het al haar geld bemaak aan die persoon wat die skildery van haar gekoop het. Ek wens jy kon die Bekker se gesigte gesien het. Jy weet, hulle het 'n erfposie is hulle reg beskou. 'n Skool vergeet dat Elsa ook liefde en aanvaarding nodig het, net almal vir ons. Kom bietjie in. Een ding is seker. As ek op daardie veiling kon wees, dan was die skildery vandag myne. Kom kyk bietjie. Ek het iets om vir jou te wys. Dit kan nog joune word. Jou beeld sien ek hier voor my weer. Dis 'n beeld uit jare teruggekeer. Vertel my, Elsa, die nietigheid van ons bestaan. Langs so helder in die volle maan. Vertel my, kan ek glo dis jy?